Here, aan U behoort alle mag en eer en heerlikheid. U is God, Here. U bepaal ons lewens, U bepaal die res van die jaar. In U hande kom gee ons omstandighede, ons gedagtes, ons probleme en ons los dit so by U. Here, ons kies om in U lig te loop. Ons kies om in U naam en U waarheid te loop. In U geregtigheid en U regverdigheid. Ons kom so na U toe in die naam van die Here Jesus Christus. Vader, dankie dat ons vanoggend kan hoor dat die enigste werk wat U van ons verwag, is om te glo in die een wat U gestuur het. Om te glo in die naam van die Here Jesus Christus. Om vas te hou in Jesus. Dis die enigste ding wat U van ons verwag, Vader. U verwag nie van ons om perfek te wees nie. U verwag van ons om te glo. Vanoggend vra ons, soos die Pa gevra het, versterk ons geloof. Here, kom maak ons geloof soos 'n standvastige rots. Maak ons enkel sterk, Vader, om te loop waar U wil hê ons moet loop. Gee vir ons die gedagtes wat U wil hê ons moet dink. Here, in die naam van die Here Jesus Christus, kom lig ons hierdie skild van geloof. Ons kom plaas die helm van verlossing op. Ons wil kom stap in die paaie wat U vir ons voorberei het. Ons wil langs U stap. Ons wil U naam aanroep. Here, dankie dat ons op U kan vertrou. Here, dankie dat ons kan vreugde hê in U naam. Dat ons kan vreugde hê in die naam van die Here Jesus Christus. Dat U opdrag is dat ons las moet afgooi en die las van Jesus moet opneem. Dankie, Here, dat U vir ons omgee. Dankie dat U regverdig is met ons, maar dat U genadig is, en dat ons in genade vanoggend na U toe kan kom. Here, ons kom bid vir ons vriende en ons familie en ons geliefdes wat U nie ken nie. Ons kom gee hulle so vir U in U hand vanoggend. Here, ons kom bid vir elkeen van hulle vir goddelike afsprake, vir oomblikke waar hulle skanse laat sak en U woord kan indruk. Dankie, Here, dat U ook vir elkeen van hulle omgee en dat U wil hê dat elkeen van hulle in die koninkryk inkom. Ons vra nou so dat U die paaie voorberei. Here, dankie dat ons vir ons bekommernisse by U kan kom aflaai nou. Kan weet dat U die een is wat vir ons sorg, wat ons paaie voorberei. Here, ons kom dink ook so aan geliefdes wat siek is. Ons kom bring hulle so voor U, Vader, ons vra vir genesing in die naam van die Here Jesus Christus. Dankie dat U die een is wat herstel bring, dat U die een is wat kom nuut maak, dat U die een is wat kom verander. Ons kom bid so vanoggend vir die woord, Vader, die woord wat waarheid is. Ons bid dat die woord lewend raak in ons, Vader. Dat die woord sentraal sal staan in ons verhouding met U. Ja, Vader, dat ons dit wat daar geskryf is, sal verstaan, maar ook sal leef. Dat ons U woord lewend sal uitleef op aarde. Dankie vir die geleentheid om oor die woord te praat, om oor die woord te dink. Ons vra dat U dit nou so sal seën in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Okay, Paulus het nou sy boodskap aan die kerk oorgedra. Ons het 15 hoofstukke gehad waar Paulus begin het en hy bring sy boodskap aan hierdie kerk. Die kerk in Rome weet ook nou dat Paulus op pad is met die offergawe na Jerusalem. Hulle weet ook Paulus wil Spanje bereik en dat hy op pad daarheen by hulle gaan stop. Hy beplan selfs om by hulle oor te bly in Rome. Nou gaan hy begin met sy groetboodskappe. Ons begin vandag met die laaste hoofstuk, hoofstuk 16 van Romeine. Nou as ons so vinnig na die hoofstuk kyk, sou ons kan dink dat ons dit maar kan los, dat daar niks belangrik in is nie, dat daar niks vir ons in is nie.
Ons gaan natuurlik hier deurwerk en kyk wat Paulus geskryf het. Dis algemeen dat Paulus sy briewe afsluit met 'n lys van groetboodskappe. Die boodskappe is gewoonlik aan kennisse in die kerk, as ook van sy medewerkers se kennisse en boodskappe van sy medewerkers af na hulle kennisse toe. Hierdie lys wat ons nou gaan kry, is egter so uitgebrei, dat sommige glo dat dit nie Paulus is wat dit geskryf het nie. Wat ons hier gaan lees, is egter die oorspronklike afsluiting, soos Paulus dit wel geskryf het. Hoekom kry ons dan so uitgebreide afsluiting? Dink gou, as die kerk in Rome hierdie brief lees, sonder hierdie afsluiting. In hierdie brief word daar wel so 'n paar vleiende woorde gesê, maar daar val ook 'n paar harde woorde. Hulle eerste gedagte kon wees, nou wie is die Paulus? Ons ken nie vir hom nie, hy ken nie vir ons nie, waar kry hy die reg om ons so aan te spreek? Paulus wys nou vir hulle, dat hy eintlik 'n hele klomp mense in Rome ken, in die kerk in Rome ken, dat hy wel vertroud is met wat daar by hulle aan die gang is. Hy ken hierdie mense as deel van sy bediening, en dit gee dat hy eintlik 'n oop deur het tot die kerk in Rome. Hy begin dan hierdie afsluiting deur Phoebe aan hulle bekend aan te beveel in verse 1 en 2. In verse 3 tot 16 groet hy sy medewerkers. In verse 17 tot 19 gaan ons 'n waarskuwing kry teen valse profete. In vers 20a kry ons 'n belofte vir die eindtyd, en hy volg dit op in vers 20b met 'n seënwens. In vers 21 tot 23 kry ons groetboodskappe aan verskeie van die leiers. Hy sluit dan in vers 25 tot 27 af met een van die mooiste seënwense wat ons kry in die Nuwe Testament. Kom ons lees van vers 1 tot 16 van Romeine 16. Hier's 'n paar ongemaklike name, so lees dit maar soos jy dit dink om te lees. Ek beveel ons suster Phoebe, wat dienaar is in die gemeente in Krensje, by julle aan. Ontvang haar soos dit mense wat in die Here glo beaam, en staan haar by in enige saak waarin sy julle hulp nodig kry, want sy was vir baie en ook vir my tot steun. Groete vir Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat hulle lewe vir my gewaag het. Dit is nie net ek wat hulle dankbaar is nie, maar ook al die gemeentes onder die heidene nasies. Groete ook aan die gemeente wat gereeld in hulle huis bymekaar kom. My groete verder ook aan my liewe vriend Epenetus, die eerste bekleerling vir Christus in die provinsie Asië. En aan Maria, wat baie moeite vir julle gedoen het. Gee my groete aan Andronicus en Junias, my volksgenote, wat saam met my in die gevangenis was. Hulle is hoogs aangeskrewe by die apostels en het voor my al Christene geword. En dan stuur ek groete aan Ampilatus, my liewe vriend in die Here, vir Urbanus, my medewerker in Christus, en vir my liewe vriend Stagus. Ook vir Apelles, hy het gewys wat in hom steek as gelowige, en die huis van Aristobulus. Vir Herodion, my volksgenoot, en vir die uit die huis van Narcissus, wat tot geloof gekom het. Groete verder aan Trifena en Trifosa, ywerige werksters vir die Here, en aan my liewe Persis, wat al baie vir die Here gedoen het. Dra ook my groete oor aan Rufus, die voortreffelike werker in diens van die Here, en aan sy moeder, wat ook altyd vir my 'n ma was. En dan nog groete aan Asyncritus, Phlegon, Hermos, Patrobas, Hermas, en al die broers daar by julle. Ook aan Philologus en Julius, Nereus en sy suster Olympas, en aan al die gelowiges daar by julle. Groet mekaar met 'n soen van Christelike broederskap. Al die gemeentes van Christus stuur vir julle groete. Iemand iets daaroor sê of dalk 'n naam beter uitspreek? Ons aanvaar dit soos jy.
OK, kom ons lees vers 1 en 2. Ek beveel ons suster Phoebe, wat dienaar is in die gemeente Kensree by julle aan. Ontvang haar soos dit mense wat in die Here betaam en staan haar by in enige saak waarin sy julle hulp nodig kry, want sy was vir baie en ook vir my tot steun. Hier is die enigste keer wat ons van Phoebe lees in die Nuwe Testament of dan in die Bybel. Phoebe is 'n heidense naam. Sy was dus nie 'n Jood nie. Sy was dan ook 'n leier van die kerk in Krensie, wat weer 'n hawestad was in Korinte. Ons het in Handelinge 18 vers 18 gelees, nadat Paulus nog 'n tyd lank daar by die gelowiges in Korinte gebly het hy van hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek. Voordat hy in Krensie aan boord gegaan het hy sy hare laat afsny, omdat 'n gelofte wat hy afgelê het, vervul was. Aangesien sy voorgestel moet word aan hierdie kerk, is sy heel waarskynlik die een wat hierdie brief na Rome toe geneem het. Dit was dan ook die plek waar Paulus 18 maande gespandeer het en waar hierdie brief aan die Romeinse kerk geskryf is. Ons sien dan ook die vergelyking hier met Filippense 2 vers 19 en 30, waar Timotheus en Epaphroditus voorgestel word aan die kerk in Filippense. Hulle twee het hierdie brief na Filippense toe geneem. Dit was ook die gebruik in daardie tyd. Onthou julle toe Paulus briewe bymekaar gemaak het en saam met hom op reis geneem het, toe hy die Christene gaan gevolg het buite Jerusalem? Dit gee jou die autoriteit om sekere dinge te doen. Die feit dat hy haar suster noem, wys ook dat sy saam met hom 'n dienaar is in Christus. Nou dienaar kry ons van die woord diakonis, wat ons na diaken of dienskneg vertaal. Phoebe het dus 'n ampt gehad in hierdie kerk. Hy versoek dan twee dinge rakende Phoebe. Ontvang haar, soos dit mense wat in die Here glo betaam. In Engels kry ons in a way worthy of the saints. Hulle moet haar intrek in hulle sirkel. Hulle moet haar inneem in hulle kerk. Sy moet die respek kry wat sy verdien as 'n diaken in die kerk en hulle moet haar toelaat om haar rol te vervul. Tweedens moet hulle haar die hulp gee wat sy mag benodig. Hulle moet haar help omdat sy baie mense gehelp het en vir Paulus self ook baie beteken het. Dit bring ons by die volgende gedeelte wat strek vanaf vers 3 tot 16. Dit is nie normaal dat Paulus individue groet in sy briewe nie, veral nie so 'n lang lys soos ons hier in Romeine 16 kry nie. Wat ons hier het is 26 individue, 2 families en 3 huiskerke. 9 van hulle is vrouens en 2 van hulle het ampte in die kerk. Ons weet nou van Phoebe. Ons kry ook Junias wat hoog aangeskryf is by die apostels. Dit wys vir ons dat vroue wel 'n rol gespeel het in die vroeë kerk. Deur hierdie uitgebreide lys te gee, kan die Christene in Rome sien dat hy vriende is met mense wat hulle ken en dat hy deur met hulle in verbinding te bly ook meer weet wat in hulle kerke gebeur. Wanneer hulle dan 'n besluit moet neem of hulle hom gaan help dat hy Spanje toe kan gaan, kan hulle vir hierdie mense persoonlik vra wat hulle van hierdie idee dink om vir Paulus te help. Die name vertel natuurlik ook 'n storie. Ons weet dat die name 'n aanduiding gee van 'n persoon se land van herkoms, maar dit gee ook 'n aanduiding van 'n persoon se sosiale status. Sekere name was slegs vir ryk en magtige mense. Ander was weer slegs vir slawe of vrymense wat vrygemaakte slawe is. Meeste van die name behoort ook aan slawe en vrygemaakte slawe. Dit wys daarop dat dit nie saak gemaak het van sosiale status nie. Almal was welkom in hierdie kerk. Paulus skryf ook nie vir kerke soos ons dit vandag ken nie, maar hy skryf aan huiskerke. Die gebruik van huise vir kerke was die norm totdat Konstantin Christendom as 'n wet verklaar het in die 4de eeu. Die kerke het dan in baie huise bymekaar gekom. Nou sommige was groot huise
en hulle sê daar was kerke met 50 tot 80 mense, maar baie was klein groepies, mense wat in gewone huise bymekaar gekom het. Kom ons lees nou weer vers 3 tot 7. Groete vir Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat hulle lewe vir my gewaag het. Dis nie net ek wat hulle dankbaar bly nie, maar ook al die gemeentes onder die heidene nasies. Groete ook aan die gemeente wat gereeld in hulle huis bymekaar kom. My groete verder ook aan my liewe vriend Epenetus, die eerste bekeerling vir Christus in die provinsie Asië, en aan Maria, wat baie moeite vir julle doen. Gee my groete ook aan Andronicus en Junias, my volksgenote, wat saam met my in die gevangenis was. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels, en het voor my al Christene geword. Ons kan in die eerste 6 name en een van die huiskerke verbind met Paulus se sendingsreise. Hierdie mense is heel waarskynlik uit Rome geskop toe keiser Claudius die Jode en baie Christene verban het in die jaar 49, nadat die opstande daar uitgebreek het. In die jaar 54 sterf Claudius en baie van die wat uitgejaag is, keer weer terug na Rome. Hierdie eerste groepie is dan ideaal toegerus om die kerk in Rome te vertel van Paulus, wat Paulus gedoen het, en ook behulpsaam te wees om vir Paulus ondersteuning te kry tussen hierdie kerke, wanneer hy na Spanje toe wil gaan. Ons begin met die vrou en haar man, Priscilla en Aquila. Hulle is medewerkers in Christus. Nou, medewerkers was die titel wat mense wat saam met Paulus gewerk het, gekry het. En hulle het ook geldige ondersteuning en respek verdien. In 1 Korintiërs 9 vers 14 skryf Paulus, so het die Here ook bepaal dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. In 1 Korintiërs 16 vers 16 skryf hy oor respek, stel julle onder die leiding van sulke mense en van elkeen wat saam met julle werk en arbei. Hulle het my gees verkoop en ook julle sin. Wees erkentlik teenoor sulke manne. Hierdie twee het op 'n tyd baie naby aan Paulus gestap in sy bediening, en die feit dat hy hulle nou eerste hier noem, beteken ook dat hulle belangrik was in die kerk in Rome. Uit die 6 keer wat hierdie egpaar in die Bybel voorkom, word Priscilla, die vrou, 4 keer eerste genoem. Nou dit kan 2 dinge beteken. Dit kan wees dat sy 'n hoër sosiale status as hy gehad het, dat sy uit 'n ryker familie gekom het. Dit kan egter ook beteken dat sy 'n groter bediening as Aquila gehad het. Paulus het hierdie 2 in Korinthe ontmoet op sy tweede sendingreis. Hulle was van die wat uit Rome geskop is. Hierdie 2 was ryk tentmakers en op daardie stadium en Paulus sluit hulle aan by hulle besigheid. Paulus help hulle om tente te maak. Hulle het dan saam gewerk en bedien terwyl Paulus in Korinthe was. In Handelinge 18 vers 2 tot 4 staan daar, daar het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom, nadat keiser Claudius beveel het dat al die Jode Rome moet verlaat. Paulus het hulle gaan opsoek en omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. Maar elke Sabbatdag het hy na die sinagoge gegaan, sinagoge met mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig. Op sy 3de reis in Efesus was hulle ook saam met hom. Hierdie 2 het ook hulle eie bediening gehad en hulle het belangrike werk gedoen. Ons lees wat hulle in Efesus gedoen het in Handelinge 18 vers 24 tot 26. Het daar 'n Jood met die naam Apollos wat in Alexandrië gebore is in Efesus aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en het met groot geesdrif gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor,
het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. So die agtergrond van hierdie storie is, Paulus hulle kom by hierdie groep mense aan wat 'n kerk is, en Paulus sien maar, die mense is 'n kerk, Paulus leer vir hulle van Jesus, maar hy sien hierdie mense is 'n bietjie anders. En hy vra vir hulle of hulle met die Heilige Gees gedoop is, en hulle sê nee, hulle het nog nooit gehoor van die Heilige Gees nie. So Apollos leer hulle, Apollos bring hierdie kerk op been, maar Apollos het nog net van die doop van Johannes gehoor. So Aquila en Priscilla vat vir hom na hulle huis toe, en hulle gee vir hom die volle leer, ook van die doop van die Heilige Gees. Hierdie egpaar is nou terug in Rome, en hulle het 'n huiskerk. Hulle het van tevore Paulus beskerm, die perfekte paar om te getuig oor sy sendingswerk, en om hom te help om aan te beweeg na Spanje toe. Vers 5a voeg Paulus hulle huiskerk by. Met wat Paulus van hierdie egpaar weet hy dat hierdie 'n besonderse kerk sal wees, en dat hy ook graag by hulle sal aansluit wanneer hy in Rome is. In vers 5b kom ons by Epenetus, wat hy dan sy liewe vriend noem. Hy maak die stelling dat hy die eerste bekeerling in die provinsie Asië was. As ons die Griek letterlik vertaal, kry ons eerste vrug, of first fruits. In vers 6 het ons Maria, wat heel waarskynlik 'n Joodse Christen was, alhoewel die heidene ook soms hierdie naam gebruik het. Dit is heel waarskynlik nie een van die ander Marias, waarvan ons al reeds gelees het nie. Die gevoel is dat as dit een van hulle was, sou Paulus meer uitgebrei het op die groetboodskap. Sy het baie hard gewerk vir die kerk. Dit maak haar een van die leiers in die kerk in Rome, en 'n harde werker vir Christus. Werk hier dui egter nie op 'n spesifieke gebied van bediening nie, maar dat sy volgehou het met die werk wat sy gedoen het. Die plek wat sy op die lys beklee beteken ook dat sy 'n belangrike werk doen in hierdie kerk. In vers 7 kry ons Andronicus en Junias. Hierdie is Jode. Hulle word slegs hier genoem, maar is duidelik belangrik in die kerk in Rome. Andronicus is 'n Hellenistiese naam. Dit is toe die Griekse kultuur deur die Mediterrane gebied versprei het. Nou is daar Junias, en oor die naam is daar nie sekerheid nie. Die vertaling kan vir ons Junias, die manlike, of Junia, die vroulike gee. Tot die 12de eeu was die vroulike naam verkies. Van die 12de tot die 20ste eeu was dit egter weer die manlike naam wat verkies is. Vandag is dit weer die vroulike naam wat verkies word. Dit kan daarop dui dat hulle egpaar was soos Priscilla en Aquila. Paulus beskryf hulle as mede-Jode wat saam met hom in die tronk was. Ons weet nie waar of wanneer hulle saam met hom in die tronk sou gewees het nie. Daar is verskeie bespiegelinge daaroor, maar ons het nie nodig om daarop in te gaan nie. Wie sou kon dink dat daar soveel is om na te dink in 'n afsluiting? Die feit is dat hulle hoogs aangeskrewe was by die apostels, maar dit gee ook materiaal vir debatte. Daar is ook verskille in die vertalings in hierdie gedeelte. Dit kan wees dat hulle werk hoogs aangeskryf was deur die apostels, maar dit kan ook wees dat hulle deel was van die apostels. Hulle was heel waarskynlik deel van die apostels waarin ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 6 tot 7. After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time, most of whom are still alive, though some have died. Then he was seen by James, and later by the apostles. Nou sommige vertalings praat hier van broers en susters en ander van apostels. Hierdie twee het ook in Christus geglo voor Paulus. Hulle kon dus vir Jesus self gevolg het. Ons los dit dan eers by vers 7 vandag. Del Tackett van the Truth Project maak die stelling: a people without a heritage are easily persuaded. 'n Ander een: a people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. Geskiedenis trek nie baie aandag deesdae nie, en ons kry ook baie verdraaiings in die geskiedenis. Ek het die week oor Del Tackett se stelling gedink,
en dit op die kerk van toepassing gemaak. 'n Christen, 'n kerk wat nie die kerkgeskiedenis ken nie, kan maklik oorreed word om iets anders te dink as wat die oorspronklike gedagte met kerk was. Ons moet ons fondasies ken om reg daarop te bou. Paulus gee vir ons hier 'n effense insig oor die kerkgeskiedenis. Die verskeie kerke in Rome, nie groot kerke nie, kerke wat sommer in huise bymekaar kom. Die kerkleiers, nie geleerde mense nie, net toegewyde Christene. As hy al die verskillende kerke in een brief groet, beteken dit ook dat hierdie kerke saamgewerk het, dat hierdie kerke een was in Christus. Sou Paulus vandag 'n brief aan die kerk in Wellington of die Parel kon skryf, sou so 'n brief by al die kerke uitgekom het. Paulus het medewerkers, geliefdes gehad, mense wat hom help in sy bediening. Ons ken vir Paulus en sy briewe. Hier sien ons egter ook dat daar 'n span agter hom was wat hom gehelp het. Sommige het gehelp met onderrig, ander het hom beskerm en self sy lewe gered. Paulus maak ook moeite met mense. Dit wil voorkom of hy op hoogte gebly het met wat met sy vriende aangaan. Kommunikasie was 'n bietjie moeiliker in daardie dae, maar hy doen moeite. Hy bly op hoogte. As ons een in Christus is ons een in geloof en is ons ook een met mekaar. Is ons tevrede hoe ons leef of is daar ruimte vir verbetering? Gaan dink 'n bietjie oor die vroeë kerk. 'n Kerk gedring deur die liefde en genade van Jesus om verandering in die wêreld te bring. Mag God ons genadig wees. Amen.